Goeiedag luisteraars, ek deel graag met julle vandag oor waar het jy gestak? Waar het jy gestak wat keer dat jy in jou volheid in Eden kan terugkeer? Wat kan jy nie laat gaan nie, wat maak dat jy gestak bly? Abba Vader, ons kom eer en loof U vandag. U is so waardig, U is getrou, U het soveel compassion vir ons. Here, ons wil dit embrace, dit wat U vir elkeen wil gee vandag. Ons wil onsself oopmaak voor U vandag en U glorie ontvang. Heilige Gees, raak elkeen bonatuurlik aan en spreek in elkeen soos wat U wil. Open ons oë en ore. Dankie dat ons U kan vertrou. U is ons Abba. Heilige Gees, raak my tong aan vandag. Laat U lig oor ons skyn. Gee my die boodskap, Here. Plaas dit in my mond om dit te doen. Dankie, Vader. Aan U behoort die koninkryk en die heerlikheid tot in alle ewigheid. In Jesus naam. Amen. Waar het jy gestak? In jou innerlike landskap, in jou innerlike wese, is daar valleie of dale, en daar is torings of pilare, daar is laagtes en hoogtes. Ons kan dit duidelik sien in ons lewens, die op en die af in ons lewe. Daar waar die te bykom, om te oordoen, of ooropgewonde te wees, of te oordink. Dit is die torings, die overthink, die overdo, die overexcited. Net so ook is daar laagtes, of dale, of valleie, waar die tekort of die te min, the under, gebeur, soos moegheid, tekort aan motivering, traagheid, dofheid, soos ons sal sê daar die daalnis. Dit is belangrik dat ons hierdie dinge ondersoek in ons journey, op pad terug na Eden toe, terug na ons Eden design, hoe God ons gemaak het, ons oorspronklike staat, voordat ons aarde toe gestuur is. Dit waarin ons bly vassteek of vassit, dat ons nie kan aanbeweeg nie, dat ons nie by ons volgende seisoen kan uitkom nie. Wat kan jy nie laat gaan nie, wat maak dat jy gestak bly? Wat in jou lewe wil jy verander hê? Al is ons nie getrou nie, God bly getrou. Ons besef nie altyd hoe groot ons God is nie. Kies vandag om in sy teenwoordigheid te staan in die bonatuurlike. Dan sal hy jou lewe verander in die natuurlike. Ons het nodig om te aanstak, om uit te kom uit dit waarin ons vassteek. Dat ons in ons heelheid, in ons wholeness, in Eden kan wees, in die volheid in wat ons geskape is. Ons moet gereeld by die tafel van genesing kom sit, dat ons kan eet van die boom van die lewe en die rivier van die lewe. Wat gaan ons kry in die valleie en die torings, die op en die af? Kom ons gaan dieper in. Jy gaan ontmoetinge hê, jy gaan encounters daarvan hê, in jou uittog, jou exodus van jou journey. Dale of valleie wat bloei en torings van selfbeskerming. Byvoorbeeld wanneer jy siek word, daar word miskien lank gewag vir 'n diagnose wat net nie gemaak kan word nie. Ons probeer uitmaak of dit nou fisies is en of dit nou geestelik is. Is dit in die hart of is dit in die brein? As ons deur hierdie vure gaan, dan nader ons en vra ons die Here, maar as niks werk nie, jy probeer alles,
Jou arsenaal van wapens is al opgebruik. Geestelike oorlogvoering is al gedoen, maar niks. Bevrydingsgebede is al gedoen, maar niks beweeg nie. Dan, Here, wat in my siel moet aangespreek word in hierdie siekte? Here, waarop U ook al U lig wil laat skyn, doen dit. Jesus, dat ek duidelik sal sien wat dit is, wat nog in lyn moet kom met U wil. Iets wat dalk bydra tot hierdie siekte toestand. Wanneer trauma in jou siel gebeur, is daar soul parts of fragments in jou siel. Trauma gebeur wanneer daar pyn is, verlies is, seer in jou siel ervaar word. Dan breek daar stukke van jou siel af en jy stak daarin. Jy stak in daardie herinnering, daardie memory of daardie dimensie, selfs in die geestelike riem. En daardie part, daardie stukkie wat afgebreek het, bly dan daar. Nou wat is 'n memory of 'n herinnering? Jou brein bestaan uit 100 biljoen senuwees. Elke senuwee het 15.000 tot 200.000 takke. En elke senuwee is soos 'n boom met takke, wat 'n dendriete genoem word. Nou informasie kom deur jou 5 sintuie, jou oë, ore, neus, proe, gevoel. Wanneer jy mediteer op 'n gedagte, dan groei die takke en dit word 'n herinnering, 'n memory. Vergewe jy nie, dan word dit 'n vesting, 'n stronghold. Ons het parte of gedeeltes van ons wat stak in valleie of dale en torings. Daarom die emosies, die oordoen of die tekort. Dit gebeur in ons lewens omdat daar 'n gedeelte van ons nie gesond geword het nie. Dan is jy ontkoppel, of soos ons sal sê, jy is disconnected van jou ware ontwerp, van jou true design. Daardie gedeeltes waar pyn, verlies, trauma is of was, moet na die tafel van genesing gebring word. Daar waar jy in sy teenwoordigheid genesing kry. Hy het aan die kruis gesterf. Die gordyn is geskeur van bo na onder, dat jy deur sy bloed kan deurgaan. Dan kom die skuif, die shift in emosies. Nou kom jy in kontak met daardie gedeelte van jou wat in die donkerte, in die skaduwee sit, in hopeloosheid. Hoekom is dit so gewigtig? Hierdie gedeeltes of parte kan dalk nie vir Jesus ken nie. Jou gees ken hom, jou hart ken hom, maar die part, daardie gedeelte wat seer gekry het, ken nie die pyn en lyding en trauma. Die gedeelte waarin jy geshatter is, mag dalk nie vir Jesus ken nie. Daardie gedeelte wat seer gekry het, moet jy nader met daardie gedeelte moet jy deel, waar daardie part van jou nog nie die Here vertrou nie. Daardie gedeelte in die toring of die high place het haar probeer beskerm teen die Here. Die simptome daarvan, jy bly stak, omdat jy jouself probeer beskerm teen hom. Daardie gedeelte het nodig om hom te ontmoet, om na hom te draai. Wanneer dit gebeur, is daar 'n groot emosionele verligting. Dan kom die deurbraak, dat jy nie die heeltyd sal sirkel om dieselfde berg nie. Jy voel nie meer so nie. Want jy het genesing gekry, genesing het plaasgevind, om deur hom te embrace, te raak, in daardie gedeelte en hom te vertrou. Soos jy uitbeweeg in jou uittog van vergeetachtigheid of forgetfulness,
dat jy nie net sal beweeg met jou mind nie, maar met jou consciousness. Want in jou onderbewussyn sit die gedeeltes van vergeetachtigheid, daar waar jy fokus verloor het op hom. Daardie gedeeltes moet saam met ons uitgebring word om Eden te onthou. Hoe God met Adam en Eva in die aandwyntjie gewandel het, waar daar delight, bliss, pleasure en enjoyment was. Dit is hier waar ontkoppelde gedeeltes weer connect, dat dit weer sal herstel en gesond word. Vra hom wat jy beleef het in daardie dale, waar jy gebloei het en vasgesteek het. Baie keer kry ons die begeerte om net stil te word in sy presence en om te ervaar. En dan is daar miskien niks, net 'n leë, empty space. Dan kan ons nogal omgekrap raak. Here, waar was U? Dan proses ons dit eers, want jy voel so disconnected. Later kan God deurkom en vir jou sê, 'n gedeelte van jou is gestak in 'n herinnering, in 'n memory, wat hy sy vinger wou opsit. Soms beleef ons net stilte. Hoekom? Daar is 'n rede, dat ons kan sien wat dit is. Ons kan nie altyd sien as ons sy nabyheid die heeltyd in sy teenwoordigheid ervaar nie. Hy is altyd daar, maar sy teenwoordigheid ervaar jy nie. Daar deel hy met jou hart. Miskien is dit waar jy altyd moeite gedoen het met iets en niemand daag op nie, dan stak jy in daardie emosie. Die Here wil ons uithaal uit daardie valleie en torings van selfverdediging. Daar waar ons selfstrukture begin bou het om uit daardie dal te kom. Daar is 'n beskermingspad of 'n protective path wat gevind word in daardie torings. Ons het dalk 'n klein gedeeltetjie in jou siel wat gewond is. Dan kom die protector part, daardie beskermingspad, daardie verdedigingsmeganisme wat gewoonlik vrees is, en dan oordoen jy dit. Jy sal oordoen omdat jy voel jy is nie genoeg nie. Sekere mense sal jou laat dink oor dit, waar dit in jou lewe in jou gekom het. Dan kom die protective part of die verdedigingsmeganisme wat jou beskerm om nie so te voel nie. Gedryf deur vrees, dan overdo jy dit, om seker te maak jy is veilig. Vrees en 'n trots daarin. Ek het nodig om myself te beskerm, dis hoe ons bedraad is, die self, die slang natuur. Ons het die Here nodig. Die sisteem van verwond en selfverdediging moet afgebreek word. Daardie gedeelte, ek is nie goed genoeg nie, bring dit na die tafel, the Lord's table. Daardie gedeelte in jou moet 'n openbaring kry van wie jy in Christus is. Jy is 'n nuwe skepping. 'n part wat gedisconnect is van jou oorspronklike ontwerp, maar dit is daar. Hy of sy probeer en sê, want sy daardie part, sy wil ook gehoor word. Daardie part wil ook gesien word. En sy benodig ook aandag. Dit affekteer jou fisiese liggaam. Simptome is geheg aan daardie parte, ongebalanseerdheid en siekte. Deel met daardie parte, daardie wonde in jou siel, vir heelheid en volheid in Eden. Wees en hê compassion met hierdie gewonde gedeeltes van jou. Moenie hulle beskuldig en met woord oor die kop slaan nie.
Hou op vrees, jy mag nie vrees nie. Be gentle, moenie so hard op jouself wees nie. Draai na jouself in liefde, nie met 'n verkeerde aanslag kom nie. Sê vir daardie gedeelte in jou, jy is jammer dat jy nie aandag aan haar gegee het nie. Bring haar na die Here. Dis belangrik vir jou, innerlike genesing. Vader, leer my hoe om die fragments wat disconnect was van my ware self lief te hê. Hoe bring ek dit in remembrance, in gedagtenis van Eden, na hierdie gedeelte? Weet jy wat is daar vir jou? 'n man wat vir jou gebloei het en sy lewe vir jou gegee het. Jy hoef nie so te voel nie. Kom na hom toe. Gedeeltes van jou wat moet connect met hom, dat hulle nie bly connect met wêreldse dinge nie. Wanneer die gedeelte oopmaak, dan kom die vloei natuurlik. Die valleie bloei nie meer nie, want die rivier van die lewe vloei nou deur daardie vallei. Lewe keer terug, daar waar jy gevoelens was en dood was. Die bloed van die lam sluit dit vir jou oop. Jesus is die gedagtenis wat ons bring in die gedagtes van ons ware oorspronklike staat, wat ons in die tuin was voor die sondeval. In hom is die deur wat jou terugbring na Eden, wat lei na die boom van die lewe. Wanneer ons gebroke gedeeltes die waarheid van die lewe ontmoet, dan genees hulle. Terwyl ons nou die tafel van communion nader, wat sy liggaam en wat sy bloed vir jou gedoen het aan die kruis, gaan ek jou neem deur 'n paar stappe, sodat jy deur hom by genesing kan uitkom. Stap 1. Erken waarin jy gestak het. Wees nou eerlik met jouself en met God. Psalm 139, 1-2 sê vir ons, Here, U kyk of ek eerlik is en vertrou kan word. U weet wat gaan hier binne in my aan. Ek kan niks wat ek doen vir U wegsteek nie. Dan stap 2. Identifiseer waar jy gestak het. Wat het met jou gebeur? Vra Heilige Gees om jou te wys. Psalm 139, 23, 24. Deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes. En kyk of daar by my 'n weg is van smart. En lei my op die ewige weg. Wat het met jou gebeur? Hoe het jy gevoel? Wie het dit aan jou gedoen? Stap 3. Bely dat jy dit in jou lewe toegelaat het. Jakobus 5:16. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Bid nou. Here, ek bely dat ek frustrasie, vrees, irritasie, verwerping toegelaat het. Vergewe my asseblief. Ek vra ook vergifnis vir enige vorm van vrees, verwerping, enige vorm daarvan in my lewe en my voorgeslagte, my bloedlyn, terug tot by Adam wat nie voor U bely is nie. Vergewe ons familie om die effek daarvan skoon te maak met U bloed. Stap 4. Ek vergewe elke persoon wat my seer gemaak het. Wie was dit? Wees eerlik met jouself en bid. Here, ek kies vandag om hierdie persoon te vergewe in die naam van Jesus Christus. Stap 5. Bid jy. Ek spreek hulle vry en ek seën hulle met die liefde van Jesus. En dan stap 6, waar ons nou ons communion het, Jesus se liggaam en sy bloed. Nou kom ruil dit nou om vir Jesus se vrede. Alles wat jy ingestak het,
ruil dit nou om vir Jesus se vrede. Jesaja 53:5, hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Here, ek ontvang nou u vergifnis en kom in u rekord dat u vir my sondes aan die kruis gesterf het. Ek neem nou die brood as Jesus se liggaam. Ek sien in geloof hoe Jesus in my is en ek in hom. Ek neem die druiwesap in as Jesus se bloed, sy DNA. Ek sien in geloof hoe Jesus se bloed my DNA met sy DNA, sy rekord, kom verander. Ek sien in geloof die werking van God se opstandingskrag wat my die krag gee om op te staan uit dit waarin ek gestak het. Dankie Here dat U ons so lief het. En wanneer jy reg is, neem dan sy liggaam in en sy bloed. In Jesus naam, amen.